Goeiedag agter kykers, ons is bly dat u weer by ons vandag ingeskakel is of op die TV, Handbuys TV of op die radiostasie waar die ook uitgesaai word in Pretoria en Orania en elders ensovoorts, of miskien kyk jy net op WhatsApp wat opgeneem is wat jy het. Maar baie dankie dat jy vandag bietjie betrokke raak by ons hierso. Ons het vandag weer hierso vir Regard, baie welkom hier Regard, bly is nog aan die gang en op en wakker hierso. Ons probeer wees. Ja, nee, pragtig. Wat het oom daar so vir ons? Jong, jy weet, ons praat hierso met tye oor die natuur en oor die diere, want natuur is deel van God se skepping en diere baie spesifiek 'n besonderse skepping van hom, soos 'n deel ook van godsdiens en hoe jy na jou diere kyk, het ook te doen met hoe jy God dien. Ja, ek bedoel die Bybel sê vir ons is rentmeesters en God het ons aangestel om te heer vir die aarde en ons moet omsien. Omsien en oppas daarso en verstaan wat aangaan daar en dit is eintlik fascinerend. Ons probeer al die dinge verstaan, al die plante, diere verstaan ensovoorts. Maar hierdie is nou vir my baie interessant en dit kom nogal uit Business Day uit, wat 'n sakekoerant is, maar hy het baie keer hierso verskillende dinge oor active, kyk so life. Life is die opskrif daar, active health, working life, the big read, travel and food, books, art and entertainment. Nou ek weet nou nie of hierdie 'n big read is en of het nou maar net is working life nie, maar dit is iets besonders. Die opskrif hier soos AI, dis nou vir artificial intelligence, elephants and new frontiers of communication. Daar sê economist Don Ross talks about cracking the code of elephant language. Kan nie glo dat hulle nou die taal van diere spesifiek van olifante daar wil nou ontrafel en ontsyfer, ja. En hierdie skrywer, die ekonoom Don Ross, hy het betrokke geraak, want met AI was hy betrokke in ekonomie, maar toe het hy nou later gesien met diere kan AI ook aangespan word. Hy sê so, hy was deel daarvan Limpopo's Bella Reserve, where researchers undertake cognitive and risk-reward tests. Ja, jy kan diere ook help oplei deur hulle kosplekke, kos weerhou, kos gee of nie, ne? If we want sustainable populations, thousands of them are going to have to move. Now, how do you move thousands of elephants? Jy kan hulle nie optel rondstoot soos 'n hond of 'n kat of wat. Jy kan nie leiband opsit en dan gaan jy nie. Nee. Hy gaan jou lei en hy gaan jou miskien onderste bo loop, né? Sure. Dan sê hy so, Ross answers his own question by detailing the importance of communicating incentives to ensure the matriarchs lead herds by choice rather than human coercion. The nuances of keeping social structures intact during the process and our technologies like drones can assist to guide but never force route choices. The complexities are immense. I slip into a half reverie, reminded of my documentation of a relocation of a single elephant from KwaZulu-Natal daarso. Soos nou wil hulle hier groot diere met tegnologie en verstaan van taal. Dan gaan dit aan, het sê dit hier so, my jaw drops at what he says next. I think within 3 to 5 years, we'll be in a position where some people could have a conversation with an elephant. Ja. Wat van die, ek kan praat met my hond en sê, jy moet nou soet wees, jy. Wel, ek het 'n wolfhond, en as met hom praat, hy kyk vir jou. Lig sy ore, maak sy oë oop, maar partykeer wil ek hê, dit sal hom lekker wees as ek kan terugpraat. Presies. Maar ek wil ook dan afsit, want hy anders net te praat die hele tyd.
Maar met hulle aard van hulle blaf kan jy agterkom 'n bietjie, maar natuurlik hulle varieer hulle blaf in die voël. Voeltjies het verskillende sang en patrone en so voort. Dit is soos as hulle Ek het al gehoor as die voeltjies in die boom, ek het nou 'n dag, die voeltjies fluit, sing, hulle doen hulle ding en iewes skielik hoor ek, maar nou is daar iets. Toe weet ek dis 'n slang. Ja. Want onmiddellik verander hulle stemtoon, alles verander. Nou is dit paniek. Ja. So jy kan agterkom. Ja, so miskien oor 5 jaar kan jy met die hond praat of hy kan jou miskien verstaan. Jy gaan 'n app op jou foon hê en dan druk jy net daarso en dan translate hy nou vir jou wat die hond vir jou sê. Sal dit nie fantasties wees nie? Dis crazy. Jong. I gaan dit anders sê, so we return to AI. Cracking the code of elephant language requires a critical mass of data allied to deep learning systems. We are on the verge of having both. In Kenya's Amboseli National Park, elephant researchers have been gathering data on the gamut of rumbles, trumpets, and stamps of elephant communication for more than 50 years. AI, apart from its power and speed in discovering patterns far beyond the human brain's capabilities, doesn't have ontological biases. This is the key. Ross believes you will let it learn. All it has to know is enough human language to be able to communicate back to us, which is minimal. Once we let it loose on elephant data, it will evolve. It will discover the elephant's ontology. There are profound implications. Grasping how another species understands the world should lead to better informed, empathetic policies to perfect and sustain them. But it's not that straightforward. How will they react to human intrusion into their very minds? Having spent much time with elephants, Ross' observation is that when addressed by the individual names, as is already happening using AI synthesizers, they get very upset. So hulle is nie happy met hierdie storie nie. Soos elkeen het blykbaar sy eie naam waarmee hulle kommunikeer, en het al die name daar ontdek, of so dink hulle, maar as jy gebruik, hulle wil nie van 'n olifant doel, wil nie 'n mens moet hulle name gebruik nie. Sure. Dan gaan aan en sê, and he's concerned about human nature. Yeah, human nature. The moment we can converse with another species, we'll also start lying to them. Because that's what we do. Right, he says? 'n grappie maak of lieg of bedrieg. Hulle is nie gewoond, alles is reg en korrek ernstig. Hulle is nie diere lieg vir mekaar nie. Ja, sure. Maar die mense is tot sulke dinge in staat. Daar die Here miskien verhoed dat ons met diere praat, ons nie vir hulle lieg en bedrieg nie. Nee? He's uncomfortable at the pace at which these new possibilities have opened up. There has been serious effort to put into thinking how we should approach these first conversations. And then later say, I add, they do not pay attention to ethicists or moral philosophers, to which he agrees. Wat is reg, verkeerd, hoe moet jy hierdie praat met diere behandel ensovoorts? Ja. Maar nou ja, dis skrikwekkend. So vir 5 jaar, my hond sal moet langer leef as dit kan ons. Ja. Dit gaan 'n hele nuwe wêreld opmaak. Ek het letterlik gister praat met my vrou, ek sê vir haar, ek glo in die volgende 5 jaar gaan meeste karre op die pad self bestuur. Ja, want daar's so baie, die tegnologie gaan nou so vinnig vooruit. Hulle het letterlik nou vegvliegtuie wat hulle in Amerika maak, wat AI bestuur. Kyk, drones, al die ja, maar ek bedoel, daai vegvliegtuie, jy weet, daai jets wat hulle het, dis AI wat dit nou bestuur, dis nie eers meer pilots nie. So, en dit gaan so van, as ek net sien, want ek kyk so bietjie na die AI en goed, dan is ek so in, die spoed wat dit ontwikkel, is skrikwekkend. Jy kan nie, in die kwessie van, as jy net kyk die laaste 2 maande, hoe dit gevorder het, is meer as wat dit die laaste jaar gevorder het. Ja. Dit is exponentieel, dit is so vinnig. So, daar is nog groot dinge op pad. Maar die Bybel sê, ons die eindtyd kennis gaan vermeerder. En jy sien dit voor jou oë. Definitief. Ongelooflik. Dat is 'n interessante een hierso, oom. Ja. Dit sê, how pet doulas can support grieving families with the loss of their pets. Ja, what? How pet doulas. 'n pet doulas. Het oom al gehoor van 'n doula? Is doula nie iets wat jy gooi met dobbelstene nie? Nee, 'n doula is iemand wat emosioneel mense kan
help en hulp gee, ja. So dit is wat 'n doula is. Nou sê hulle hierso, a pet doula provides emotional, physical and spiritual support to pets and their families before, during and after the animal's passing. Dion Chang, a pet death doula, accompanies people to the vet when they need to put their pets down and creates rituals to help them through that. Chang said in an interview on a radio station, if you're putting down a pet, it's important to say a proper goodbye and let your children say goodbye to prepare for their loss. Pet doulas tailor their services to the unique needs of each family and the animal companions. This may involve collaborating with vets to manage pain and maintain the pet's quality of life during their final days or weeks. Baie interessant, né? En dan sê dit so, the loss of a pet can be devastating as losing a human loved one. Pet doulas acknowledge this profound grief and offer compassionate presence to help families navigate their emotions. So, kyk, ek moes al 'n hond vat het om uitgesit te word. En ek het nie verwag, dit gaan my so tref nie. Ek het gedink, it's fine. Is dit 'n hond? Nee, ek weet, ek is lief vir die hond, maar ek het maar net gedink, dit is sy tyd, jy weet. Ja. Hy is nou oud, hy het 'n goeie lewe gehad. Ja. En dit is nou maar so, en ek vat hom in, maar toe hom daar inspuit en ek hou hom vas. Toe dit my nou tref. Ja. Ai, dis 'n hartseer storie. Ja, is 'n verbintenis tussen mens en dier, nee, ja. Maar ek dink ook, hier is iemand wat nou 'n goeie besigheids, kan ek sê, wat is die woord wat ek nou soek? Geleentheid. Hy het 'n besigheidsgeleentheid gesien, en as mense die hulp nodig het, dan is die persoon nou daar om hulle te kan help. Ja, dit klink eers 'n bietjie belaglik, maar soos jy sê, die werklikheid is... Ek kon nou toe ek daar staan, hulle die vrou bring daar so vir my toiletpapier aan. Ek dink ek gaan huil nie. Jy sien, soos dit is eintlik 'n baie mooi beginsel en gebaar, en die diere is deur God geskape vir ons om ons te help. Ek weet van mense wat ek weet van mense wat in depressie aan ingegaan het. Vir kinders. Ja, as gevolg van hulle hondjie verloor en alles, en 'n vreeslike depressie gegaan het. En partykeer die ouers sien dit nie raak nie. Hulle besef nie die kind is so, want die kat is verloor of die kat is dood en die kind praat nie daaroor nie. Laat kom agter maar hierdie kind is weens die dood van die dier, as die kind... So dit kan baie traumaties wees. Ja. So ja. Nee, baie mooi. Jong, om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, en dit gaan oor sonde. Sonde, ja, reg en verkeerd. En ons praat baie... Maar daar is mense wat nie glo dat daar iets so sonde is nie. Ek het al van die teoloog gehoor wat praat, daar is iets so sonde nie. Ja, maar die staat sal hulle leer, die regering sal hulle leer, daar is so sonde, want ek weet die liberale teoloog word al hoe liberaler, en hulle wil nie mense bring tot 'n sonde besef nie, of bekering nie, of ommekeer nie, hulle wil mense nie uit hulle gemakzone uitsit nie, maar die staat, die regering, die owerheid is daar. Nou, hoe gaan hulle dit doen nou? Een keer elke jaar, dan kom daar met die begroting. En kyk, hierso is nou 'n business day, heel gepas. Hier is nou 'n berig, opinion, budget lessons. Now is the time, nou is die tyd, né? To repurpose sin taxes as evidence-based health tax. Soos met elke begroting is daar sondebelasting. Soos jy kan presies weet, hierdie ding is sonde, want die staat sê dat hy hef sondebelasting op jou sondes. Sure. Ja, julle weet seker almal wat is, maar ek wens hy wil eintlik belasting hef op baie ander sondes ook. Nie net op rookgoed en drinkgoed ensovoort nie, maar die staat sê vir daar is sondes jy gaan gestraf word met belasting as jy hulle gebruik daar. Sure. Nou ja. En dan is daar iets hierso wat sê, so sal die voorgestelde begroting jou sak raak. Dan sê dit hierso, betaal vir jou sondes. Noem hulle dit hierso, né? Die aksies op drank en tabakprodukte styg met 2% punte meer as die inflasiekoers. So dit gaan nou op
Die voorstel is dat die aksies op drankprodukte met 6,75% styg. Dis 'n klein bietjie minder as wat met die eerste weergawe van die begroting voorgestel is. So, en dan sê dit hier so, die aksies op 'n 340 ml blikkie bier styg van R2.31 tot R2.46. So dit gaan op. Die sigarette gaan ook op, lyk dit my. En dan is so die nog kos van BTW vrygestel. Dit is 'n goeie ding. Ja. Maar ek weet baie keer het hulle, so seker ek weet peelgewas en goed, het hulle mos nie BTW op nie. Maar sodra dit verwerk word, jou rou groentes, dan in elk geval verligting word aan armes gebied deur nog noodsaaklike voedselprodukte vry te stel van BTW. Dit gaan altesaam 2 miljard se belastingverligting per jaar bied. En dan ook afval, geblikte groente ensovoorts. En dan daar is interessant dat geblikte groente gaan nou ook vrygestel wees van BTW. Want mense raak so besig, jy weet, jy kan nou rou kos koop, maar nie almal die tyd om dit gaar te maak. Jy koop geprosesseerde blikkies kos. Dis altyd, baie keer as jy hastig is dit vinnig, jy maak gou 'n blikkie oop. So, dis 'n goeie ding. En dan suikertaks nie bitter. Daar sal geen inflasieverhoging in die suikerbelasting wees op 1 April nie. Dit beplande verhoging word gekanselleer sodat die suikerbedryf meer tyd kry om sy reaksie op mededinging te verbeter. So dit gaan nie verhoog word nie. Ja, nou suikerbelasting is blykbaar 'n gesondheidsbelasting. Hulle het hom nie gesit onder die sondebelasting nie. So hy kan nou wel hy benevel nie jou verstand nie. Nie so erg nie. Nie so erg nie, of baie minder as drank en hy affekteer nie jou long en jou lewe nie. Ja, soos nou nog 'n interessante ene, wat die ekonomie, soos die sakeblad van die burger hier uitwys hierso, en dit het ook te doen met gesondheid. Jy weet, nou hierdie professor Walter Faith, jy weet, hy was ook daar 'n professor in, ek weet hy het gewerk by EWK, physiology en diere en al die dinge. En hy het gesê daarso, dit is makliker om begrafplaas te skuif as om mense te kry om die dieet te verander. Jy weet, mense, jou paar pappewors geëet en gedrink, en jy gaan ook pappewors eet en maar ook drink en sonder belasting betaal, of wat ook al, maar mense gesond eet, is nie altyd so maklik tot hulle siek word en dan sal hulle begin kyk en leer, ne? Dit is so. Maar is nou ene wat sê, ne? Inflasiemandjie, maak vrede daarmee, goedkoper skaapchops is nou net 'n mite. Los vleis, eet slaai en eiers. Hoekom? Want dan gaan jy ryk word. Want vleis het so duur geword, jy gaan al jou geld in vleis ingee. Los vleis, spaar geld, word ryk. Ek het letterlik nou, dit is nou ons, jy weet, ons sê dit 'n bietjie ligtelik, maar ek het letterlik nou 'n dag in die winkel, nou ek eet nou al seker vir 25 jaar, eet ek nie vleis nie. Ja. So is 'n lang tyd. En nou dag as ek in die winkel, en die persoon voor my, het 'n paar nou pakkies vleis, en ek dink eiers en kaas wat hy nou gekoop het, en ek sien die bedrag wat hy betaal. Dit was verskriklik, dit was soos R2000 wat hy betaal vir hierdie, dit is nou 'n paar, dit is nou nie een bakkie nie, maar dit is 'n paar goedere wat hy gekoop het, maar R2000, hy loop al weg met een sakkie. Ja, dis nie baie. Dis nie baie nie, en ek betaal, ek dink was R700, en ek moet met 'n trolley daar weg, want jy weet, ek kan nie alles dra nie, weet, die trolley is vol. Verstaan, vir dieselfde hoeveelheid wat hy nou betaal het, kry ek soveel meer, so dit is baie waar wat hulle daar so sê. Soos al die gesondheid hippies, moet hulle bemarking bietjie verander. Hoef nie te sê, eet gezond, word gezond, dan sê, eet gezond en word ryk. Ja. Nou, is 'n storie. Jong, om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, hier was nogal 'n baie interessante berig geskryf deur 'n professor Frans Johan Pretorius, onder die rubriek terugblik, daar's 'n foto van hom, en die opskrif is, so het gelofte dag ook 'n sabbatsdag geword. En nou praat hy so 'n berig oor die voortrekkers en 1838, 16 Desember slag van
Bloedrivier en hoe hulle daai dag aan die Here toegewy het en hoe dit al vergete was en hoe die dominees weer Hugh en Frans Leon Cachet weer toegetreed en daar die dag weer uitgelig het en hoe hy 'n rustdag geword het en die hele geskied en verloop daarvan, jy weet, en nou lig hy ook hier so verwys ook na sekere mytes, stories wat aangeplak word by die geskiedskrywing ensovoorts, en dit was my 'n hele interessante stuk gewees. Ek gaan nou nie dit alles lees nie, maar hier het nogal heel wat reaksie uitgelos. Ek het so gesien. Nie oor die Sabbatdag of oor die gelofte dag nie, maar oor mytes daarom. Ja, ek sien jy daar een om mee te begin. Dis een hierso van Willem Lou van Bronberg. Ja. En hy sê erkenning van mytes kern van moderne denke. Kern van moderne denke. Jy sien die moderne mens word nou weer te slim. Ek verwys na Prof Frans Johan Pretorius se rubriek soos gewoonlik goed deurdink en gestaaf. So het gelofte dag ook 'n Sabbatsdag geword. Die Afrikaner was in sy geskiedenis vasgevang in 2 mytes. Die eerste been van die 2 is die myte verbonde aan die slag van Bloedrivier. Die slag van Bloedrivier is toegeweef in 'n menigte mytes, waarvan die kernpunt die sogenaamde goddelike ingryping met die veldslag is. Die goddelike ingryping rus weer swaar op die gelofte, wat die veldslag vooraf gegaan het en wat later aangewend is om die Afrikaner volk aan die gelofte te probeer bind. Die oorwinning by Bloedrivier is op sy beurt weer, veral na 1938, tot 'n kernpunt in die ontwikkeling van Afrikaner nasionalisme verhef. Historici en kruiskundiges is dit eens dat die oorwinning deur die voortrekkers by Bloedrivier te danke was aan 2 militêre faktore wat niks met die gelofte te doen het nie. Ten eerste was die trekkers se Ten eerste van die trekkers se wapentuig veel beter vir die aard van die veldslag as die van die Zulus. Ten tweede het die trekkers die voordeel gehad dat hulle die terrein bepaal het. Daar was dus geen goddelike ingryping nie. En dis 'n myte wat kunsmatig in stand gehou is. Jy sien die myte, ek wil nou net daar so sê, jy sien baie interessant. Party ek weet nou nie of hy ongelowige is en of hy nou maar net liberale gelowig is of wat ook al nie, maar 'n mens moet baie pas op vir daardie tipe dinge. Ja, hulle het die tegniese voordeel gehad van wapentuig en so, maar toe ek jong was, moes ons al die spreekwoorde leer. Een van die spreekwoorde is, ek weet nie of jy dit ooit gehoor het nie, sy kruit is nat. Jy het daarvan al gehoor al. Jy het daarvan gehoor al. Ok, beteken dit het gereën en jou bus kruit wat jy gebruik om met die skiet. Dit is 'n groot probleem. Ja. Soos dit kon gewees het dat dit toe gereën en die kruit was nat en al die wapentuig het niks gehelp nie. Soos 'n mens moet baie versigtig wees. Nee, dit nie. Kyk nou die hoeveelheid trekkers wat daar was. Ja, die getalle. Die getal van dit wat hulle daar was. En dan die getal van die mense wat hulle aangeval het. 10.000, is, 100.000. jy kan nie eers jouself, dis nie vergelyking nie. Verstaan jy, en hierdie persoon, nie om nou snaaks te wees nie, maar die persoon sit nou in sy kantoor, heel veilig, rustig, sonder enige probleme, en hy skryf hierdie woorde, maar ek kan jou waarborg, as hy daar was, daai dag, sou hy gebid het. hy sou gebid het, dat die visies bewe, verstaan jy, jy kan nie jouself indink nie. Byvoorbeeld, ek het met 'n persoon gepraat wat, hy was in die Midde-Ooste, ek gaan nou nie sê waar nie, wat 'n deel van die oorlog was daarso. En, weet hulle die fancyste, mees gevorderde wapens onder die son. Ja. Hy het saam met die Amerikaners gewerk. Ja. En die tegnologie wat hulle het, ek bedoel, ons kan nie self, ons weet nie eers van nie. Ja. Maar hy sê, as jy daar is, en jy's 10 ouens, en daar kom 200 Taliban ouens daar aan. Ja. Hy sê, die mense maak hulle broek nat. Verstaan, jy dit is hulle kom jou doodmaak. Ja, hulle kom jou doodmaak. Hulle skiet op jou, verstaan, dit is vreeslik. Verstaan jy, so al is het hulle nou ou wapens en hulle is nie so gevorder soos jy nie. En stofstorms wees dit en al die dinge wat daar tegnologie. As jy in daardie oomblik is, nê, en jy's in daai situasie. Ja. Jy kan dit vir iemand verduidelik. So die geskiedenis gee vir ons 'n prentjie, maar selfs dan kan ons nie eers verstaan wat daar gebeur het nie.
Verstaan, so die persoon kom nou en hy vat nou daai prentjie, hy sê ag nee, is nie so erg nie man. Ja, die Here was nie betrokke nie, dit was hulle was okay geweest, hulle het alles mooi so dit is baie maklik om te sien, maar dan gaan hy nou voort, dan sê hy nou hierso, die tweede been van die mites is die maagdelike geboorte en al die mites oor die geboorte van Jesus. Al die mites, né? So nou weet ek weet nie as hy 'n gelowige is na hy hierdie woorde sê nie. Hoewel die meeste teoloë vandag dit eens is dat die maagdelike geboorte, die goddelike bevrugting, die wyse manne, die ster van Bethlehem, die kindermoord, die trek na Egipte ensovoorts mites is, word dit nogtans deur die kerk in stand gehou. So hy sê nou, teoloë vandag glo nie meer daaraan nie, maar dit word nog steeds voortgehou. Wel, die ongeluk is heel wat teoloë. Daar is teoloë, dit is so, maar ek sal hulle nie teoloë noem nie. Ja. So, maar in elk geval. En ongelowiges. Ja. Hierdie miete sal oor en oor as historiese gebeure en as die hoeksteen van die evangelie elke Kersdag van kansels af verkondig word. Erken mites as mites en werklikheid as werklikhede. Dit is die kern van moderne denke. So, wat hy nou eintlik sê is die kern van moderne denke is dat jy sit in jou kantoor en wat ook al jy neerskryf wat jou idee is die waarheid. En as jy nou 'n ingeligte persoon is, dan is die Bybel maar vol stories en mythologiese en mites. Om 'n voorbeeld, nee. Ek het een keer 'n interview gekyk van 'n joernalis. Hulle het mos 'n groot storie gehad in Amerika oor en dit gaan nog steeds aan, oor polities wat te erg is met die mense ensovoorts. Oordadig en die media het die polisie mag heeltemal onder. En daar is natuurlik, jy gaan altyd 'n vrotappel kry. Jy gaan altyd mense kry wat jy weet, hulle mags misbruik en sovoorts. En toe daar, ek dink een van die polisiehoofde van een van die plekke daarso het toe na hierdie joernalis toe gaan wat al hierdie negatiewe goed skryf. Sê luister hierso, hy wil vir hom hierdie eer betoon of hierdie voorreg gee om saam met een van sy mense of twee van sy polisies net bietjie rond te ry vir een dag. Ja, diens. Net saam te gaan. Ja. En dit was toe een van hierdie stede wat, dit is maar gelukkig gevaarlik. Ek is nie seker nou wat die stad se naam is nie. En die ou sy hele wêreldsiening verander na daai een dag. Nee, wat hy saam met die polisie gegaan het. So hy het saam met hulle gery. Ja. En hy het alles gesien wat hulle sien en hoe hulle dinge moet hanteer en die goed dat hulle so as jy nie ervaar en ek wil nou noem op wat hy nou daar gesê het, as jy nie deur daai ervaring gegaan het nie. Dis maklik om te skryf. En te sê nee, dit is wat ek glo en daai is alles mites, maar as jy nou ervaar het nie. So nou ja, nie almal het gelukkig daardie selfde siening nie, maar het 'n klomp reaksie nou voortgespreid uit hierdie Willem Lou. Een van hulle is hierdie Sola Scriptura, Stellenbosch. Ek wonder of dit 'n dosent daar is of 'n dominee of wat, maar hulle wil self nou nie blootstel die naam te gee nie. En die opskrif daar is werklikheid is aanvegbare konsep. Nou sê, na my beskeie mening verkrater Willem Lou in sy brief erkenning van mites, kern van moderne denke, jong, ne? Sy eie sieninge rakende die mythologisering perspektief, wat die Afrikaner historiese en die skrif betref. Is die gelofte van Bloedrivier 'n feit of fabel? Is die gelofte kerk wat opgerig is daar volgens 'n feit of fabel? Ja wel, daar die gelofte kerk, jy gaan bou daar. Al die gelofte gemaak om 'n kerk te bou, jy gaan bou daar. So is nie net alles mites nie. Natuurlik het die voortrekkers hulle verstand, hulpbronne en taktiek by Bloedrivier goed benut. Maar hulle geloof en erkenning van God is onteenseglik, feitelik en deeglik gestaaf. Ja. Dit was nie net 'n lucky strike vir hulle nie. Wat die mythologisering van God se menswording in Jesus betref, het Lou waarskynlik nog slegs die teologiese literatuur geraadpleeg wat sy eie standpunte ondersteun. Hy lees net liberale teoloë, hy lees nie skrifgetroue teoloë daar so, nee? Andersins sou hy ten minste kon erken het, dat daar ook 'n ander stel teologiese perspektiewe op die sondelose menswording van Christus is. Hoe kom hy by die meeste teologiese standpunte uit, wat sy siening bevestig, sonder om 'n enkele bron te vermeld?
Ek voer nie geloofsdebatte in die openbare media nie, want dit lei gewoonlik na nêrens. Maar dalk sal Lou kan baat vind by 'n reeks relevante skrifdele rakende die mitologisering debat. Om net 2 te noem, 1 Korintiërs 2 vers 6 tot 16 en 2 Timoteus 3 vers 13 tot 17. Wat Lou waarskynlik besef is dat werklikheid 'n hoogs aanvegbare konsep is. Dit weet die meeste denkendes. Baie goed gestel. Ja, nee, soos nie almal aanvaar hierdie vermitologisering van die Bybel totale al, soos hy daar sê nie. En dan het ons een hierso, al hoe meer bevraagteken Bybel. Dr. Piet Bernhard, dit klink bekend. Ja, hy het voor ons het laas week sy brief gelees, né? Ek wil aansluit by Willem Lou, sy eerste van 2 interessante verhale wat mites beskryf. Die Bloedrivier mite, maar vanuit die Zulus hoek. Die jong en onervare impies is voor in die gevegslinie opgestel. Die boere het lanterns aan sweepstokke opgehang en die wind het dit heen en weer geswaai. Vir die jong Zulus was dit 'n teken van die voorvadergeeste. By dit het die boere se voorlaaiers begin vuur spoeg en dit het daartoe bygedra dat hulle op die vlug geslaan het. Daar was geen goddelike ingryping nie. Daar is soveel teenstrydighede in die verhaal van die maagtelike geboorte van Jesus waarop ek nie nou wil ingaan nie. Die waarheid is dat dit 'n mite is wat die Bybelskrywers opgemaak het om geloofswaardigheid aan die verhaal te gee. Danksy die inligtingstegnologie is kennis deesdae tot almal se beskikking en maak dit al hoe meer mense die Bybel se geloofswaardigheid bevraagteken en die Christelike geloof nie meer aanhang nie. Ja, jy sien weer eens vanuit 'n ongelowige of 'n vrysinnige perspektief geskryf. Definitief. Nee, hy is definitief nie iemand wat in die Bybel glo nie. Jong, en onder daardie brief is daar nou 'n ander brief van L.P. Vermaak, George. Ek ken 'n hele paar gelowige Vermake, ek wonder wie is hierdie ene nou, né? Willem Lou se brief Erkenning van Mites, kern van moderne denke, het betrekking. Ek het ook nog altyd in die Bybelse mites geglo en glo nog so. Eintlik moet 'n mens miskien sê, geglo dat dit nie mites is nie, want mites is net 'n storie wat daar is, nie, laat dit nie mites is, maar opgemaakte storie. Johannes 1 vers 3 sê, alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So ek het ook nog altyd geglo in die maagtelike geboorte. 'n feit is, omdat volgens my kan die skepper van die heelal uit niks baie maklik 'n maagtelike geboorte laat plaasvind. Ja, as hy die mens kon maak, is daar geen probleem vir skepper God om 'n maagtelike geboorte laat plaasvind nie, né? Nou moet ek lees dat dit alles net mites is. Graag wil ek aan Lou vra om dit vir my alles wetenskaplik te verduidelik. Want ek neem aan, hy weet dat dit alles net stories is. Dan het hy al die feite. Moet net nie die woord mites, liekraak gebruik nie. Ja, en dit is wat gebeur. Jy weet, daar is enkele mites in die Bybel wat ter illustrasie of storie gebruik word. En dit is stories van die tyd. Ja. So as jy kyk na baie van die verhale wat Jesus vertel het, soos die gelykenisse, ja, dan is dit stories van die tyd. Dit is stories wat die mense van daai tyd vertel het, en dit is amper soos, ek weet as oom gehoor het van Uilspieël nie. Ja. Nee, Uilspieël, Domjan, Slimjan, wat ook al, dit is stories waarmee ek groot geword het. Ja. So dit is stories wat my ouderdom mense en ouer mense, hulle, die nuwe jong mense ken nie die stories nie, maar in elk geval, so, die stories wat groot geword het, is almal ken die storie en Jesus gebruik daai storie wat die mense ken om 'n boodskap oor te dra, dat hulle kan sien, maar dit is hoe die evangelie werk. Dit is die waarheid, wat ook al. Verstaan, maar ja, die mense, maar dit is baie mooi gestel, want hy gebruik het liekraak. Hy gooi dit net nou ver en sê, daai se mite en hierdie se mite, sonder om enige bewys te gee. So, ek was een keer by 'n bespreking in Stellenbosch, oor wetenskap en godsdienst ensovoorts, en toe staan daar een vrou op en sy sê, ja, en hulle praat ook, hier is 'n mite en daar is 'n mite. Toe sy sê, ja, nee, sy het tot die besef gekom, die beste manier om die Bybel te verstaan, is dat dus alles mites. Alles daaraan is mites,
en dan maak dit sin daar. Wat? Ja, dit is sover sommige mense dit sien. Kan jy die Bybel is mytologies geskrywe daar, vir die mense net mooi illustratiewe verhale, met 'n mooi morele beginsel, maar dit is alles maar net mytologiese stories daar. So dit is wat werklik. Maar dit is interessant met al hierdie mytologiese stories. Ja. Dan gaan ons na al hierdie plekke toe en dan sien ons maar, daar was iemand soos koning Dawid. Ja, gaan daar was iemand gewees soos Abraham, wat Egipte toe gegaan het. In Egipte sien ons dit alles mooi uitgebeeld daarso. En name is daar so. So ons sien al hierdie dinge wat opgegrawe word. En ons sien, maar dit is toe die waarheid. Ja, dit is nie als mytologische stories nie. In elk geval. Ja, dan het ek nou so nog 'n reaksie op daardie brief van Willem Lou. Ek moes gesê, het heel wat reaksies gekry daar. En die opskrif is, die Bybel is nie 'n gewone boek nie. Ja, korrek, die Bybel is nie 'n, kyk, jy kry ons het gekry toe klein was Grimmse sprokiesverhale en al daai tipe ding. Nou weet jy, dit is nou mytologies en mytes en stories, nee? Maar die Bybel is nie 'n gewone boek nie, dis nie 'n boekie van mytes nie. En hier skryf weer, kyk hierso, Henrietta Klaasen, sy het ook geskrywe, baie dankie Henrietta, laat jy aanhou skryf hierso. Nou sê sy, Willem Lou, erkenning van mytes kern van moderne denke, verwys na die maaglike geboorte van Jesus as 'n myte en vra dan dat mytes as mytes en werklikhede as werklikhede beskou moet word. Die Bybel is nie 'n gewone boek nie. In die eerste plek is dit nie mensewoorde oor God nie, maar die woord van God. Daar is 'n transcendente werklikheid waarbinne geloof in God en sy woord figureer. Die vierde streep ander dimensie is onmetlik groot en net so werklik soos dit waarna mens kan raak. Ryk, dit wat fisiek gesien en gehoor kan word. Daar is werklikhede wat nie op so wyse fisiek waargeneem en op berekening kan word nie. Geloof, hoop, liefde, volharding, selfbeheersing en vele meer op die terrein van sosiale, morele en etiese waardes. Dit maak dit nie minder werklik as die fisieke vir rasionele nie. Vir my en ander gelowiges demonstreer Jesus se maagdelike geboorte en sy heilsorde God se krag. Jesus se goddelikheid en die vervulling van die Ou Testamentiese profeseë, lees byvoorbeeld Jesaja 7 en Jesaja 53, die maagdelikse geboorte is 'n unieke gebeurtenis in die menslike geskiedenis, nie 'n geleende konsep nie. Dit is 'n wonderbaarlike gebeurtenis wat natuurlike wette oorskry. Terwyl die wetenskap nie wonderwerke kan bewys of weerlê nie, is die Bybelse verslag gewortel in historiese en ooggetuienisse. Geloof is 'n persoonlike keuse en die maagdelike geboorte 'n fundamentele aspek van die Christelike geloof. Ek wil dus met respek van Lou verskil. Sy het dit baie mooi gestel, oom. Ja, nee. Regtig waar. En die hele ding met die Bybel is, wat vir my partykeer so 'n bietjie frustreer met hierdie teoloë, wat hulle self teoloë noem, maar nie glo in die Bybel nie, want ek weet nie hoekom doen nie 'n studie van God. Hulle is vrysinnige siening. Ja, maar my punt is wat, hoekom doen nie 'n studie van God? Jy studeer die Bybel, maar jy glo niks wat daarin staan nie. Dit gaan, daai is bietjie bo my vuur maak plek. Moet ek vir jou een ding verduidelik, wat jy mooi moet besef is, baie van die teoloë, en daar's boeke geskryf, ek het name noem baie van hulle gaan studeer teologie as gelowiges. En dan kom hulle uit as ongelowiges. Presies wat gebeur, want daar word hulle geleer, die skepping van 6 dae is mytologies, daar word hulle geleer, maar die maaglike geboorte kan tog nie gebeur nie, dis mytologies, soos hulle kop word vermytologiseer, daar in die kweekskool, dis al baie keer, en daaroor wil die doeleernis nie meer hulle jong manne stuur na die kweekskole van universiteite nie, want daar gebeur presies dit, hulle gaan in as ywerige, godgelowige studente, word hulle geleer, alles hier is mytologies, daar is mytologies,
eerste 11 hoofstukke van kennis mythologies en die wederkoms mythologies en hulle kom uit dan vermythologiseer in hulle kopverstand. Ja, hulle gaan baie keer nog 'n beroep kry, maar ons opgelei vir die beroep, ons sal mense begrawe en ons sal kindertjies nou doop of inseën of wat ook al in huwelike. Daaroor maak dit nie saak of jy nou 'n man of vrou of jy met 3 vrouens gelyk daar trou of nie, want dit is alles maar net mytes in elk geval daar. Dit maak nie saak nie. Dit is uiters tragies. Dan het ons hierso 'n brief. Miljarde Christene dink nie dis 'n mite. Dr. Bernard Fikker. Willem Lou, erkenning van mytes, kern van moderne denke. Skryf na aanleiding van Prof. Frans Johan Pretorius se rubriek, so het gelofte dag ook 'n Sabbatdag geword. Hy konstateer dat een van die 2 mytes waarin die Afrikaner vasgevang is die myte oor die maagdelike geboorte en al die mytes van oor die geboorte van Jesus. Nee Willem, dit is nie net die Afrikaner wat dit glo nie, en as historiese korrek aanvaar nie, maar die letterlike miljarde Christene dwars oor die wêreld. Dan konstateer hy dat die meeste teoloë vandag dit eens is dat die maagdelike geboorte en al die mytes oor Jesus se geboorte alles mytes is. Ja, miskien die meeste teoloë van afvallige protestante kerke, maar nie een enkele katholieke of ortodokse teoloog glo dit is mytes nie. Toe ek jonk was, het die NG Katekisasie handleiding hoegenaamd nie geleer dat hierdie leerstellings enigsins mytes was nie. Dis in teenstelling met blykbaar die meeste vrysinnige NG teoloë wat die Bybelse leer al hoe meer mitologiseer totdat sonde weggemitologiseer is en ook nie meer bestaan nie en mense se geloof in die Bybel weggekalwe is. Dankie tog vir die dolerendes in NG Kerk wat hoegenaamd nie glo dat dit alles mytes is nie. Wat sou van al die gereformeerde gelowiges geword het as daar nie nog hierdie dolerende vesting en baken van Bybelse hoop en waarheid oorgebly het waarin hulle kon vlug nie. Ja nee, kyk, dit is 'n storie. Jy weet die een ding wat my tamelik ontsteld, jy weet ons is protestante en ons gekom uit die katholieke kerk weg van hulle dwaalleer af. Maar die katholieke glo baie sterk in Christus, in sy maagdelike geboorte, en al die dinge, hulle het geen vraag nie, die ortodokse kerke ook nie, is 'n kernpunt van hulle geloof. Christus, sy dood, sy opstanding, sy maagdelike geboorte, natuurlik daarby het hulle ander dwaalleringe dinge ook. Maar nou ons as protestante gaan al hoe meer en meer en maak hier as mytes. En leer ons kinders so, mense wat kinders wat na huise groot word, uiters traag word groot met die Bybelse myte daar. Die ding is, as ek nou kyk na die myte storie en die persoon en daai brief wat baie mooi stel, dat die persoon gebruik het baie liek raak, want hy gooi dit net rond. Maar hy het geen bewyse nie. Ek het al gehoor van 'n groep mense wat in Amerika bly, wat hulle glo nie in medisine nie. So hulle gaan nooit hospitaal toe nie. Want ek gaan nie presies wat se geloof hulle het, maar hulle glo dat dit is heksery. Wat hulle doen as al heksery en so aan. En hulle, die manier hoe hulle, as jy met die persoon sal praat, is die manier hoe hulle redeneer, is baie soos wat die persoon redeneer. Dis alles is net, is goeders wat hulle opmaak, en wat ook al het mag wees, maar ons weet, as jy biologie op skool gehad het, en jy net die basiese goeders weet hoe die liggaam werk, en alles, dan weet jy, maar dit is nie net opgemaakte goed, verstaan, dit is hoe die liggaam werk, en ons vind al hoe meer informasie uit, hoe verder ons gaan, hoe meer ons studeer, hoe meer informasie leer ons oor die liggaam, en hoe dit alles werk, en dieselfde met die woord van God, wanneer ons kom met die Bybel, hoe meer ons leer, hoe meer ons studeer, hoe meer ons uitgaan, dan sien ons net al hoe meer bewyse dat die woord van God, die Bybel, die absolute waarheid is. En ons sien dit deur 'n paar punte, maar vir my is daar 3 kernpunte wat vir my wys dat die Bybel absoluut waar is. Die eerste een is die skepping. As ons kyk na die skepping, dan wys wetenskap vir ons dat die Bybel waar is. Die tweede een is argeologie. Argeologie
as jy gaan kyk na argeologie, dan sien jy net al hoe meer goed wat opgegrawe word. Bewyse van die geskiedenis. Wat absoluut bewys dat die Bybel waar is. En elke keer so byvoorbeeld, ek kan nie hoeveel jaar, 20, 30 jaar terug, het hulle gesê, daar was nog nooit so iemand soos koning Dawid nie, en toe vind hulle iets, en toe wys hulle, maar wragties, daar was toe koning Dawid gewees in daai tyd. En dan die derde punt is profesie. As jy kyk na profesie in die Bybel, en die voorspellings wat gemaak is, hoe Christus alles presies is. gebeur soos wat geprofeseer is. Ja. So, daar is, en hoe meer jy daarna kyk, en hoe meer jy dit bestudeer, hoe meer sien jy, nou ja, maar die Bybel is die waarheid. En ek dink hierdie mense het nog nie dit gaan studeer nie, hulle het nog nie gaan kyk na al die bewyse dat dit wel waar is nie. Ja, nee, absoluut. Jong, nou ja, as ek nou na hierdie volgende brug kyk, dan besef ek, jy kry predikante en pastore. En party predikante en dominees en pastore is net van koers af en hulle is vrysinnig en hulle glo in mytes en hulle hele kop is vermitologiseer, dit raak so groot woord daar so, en hulle is nie regsinnig nie, maar dan kry jy nog ander pastoor, we kyk hierdie opskrif hierso, ne? Rape accused pastor tell victim, no one would touch him because he was God. Ja, dit is aanvreselijk. Dit is 'n bietjie vreeslik, nee, met ander woorde, hierdie pastoor, hy is nou God. Ons het 2 weke gelees, laat die katholieke paus skryf hulle tydskrif aan, he is the vicar of Christ. Hy is hier aan die plek van Christus. Hy is nie Christus, hy is aan die plek aangestel om Christus' plek te neem hier op aarde. Wat klaar 'n bietjie vermetel, 'n bietjie erg is. Maar hy is ons nou 'n pastoor wat sê, nee, maar hy is God self. Ja, dit is vreeslik. Hy is God self. Maar kyk nou wat volg hierso, nee. Rape is 'n rape accused. Dan sê hy so hoe hy sy lidmate daar so swanger maak. After his wife was admitted to hospital, the girl was actually told that for her to be healed, she must sleep with the accused. She refused and threatened to tell others. He also actually told the girl that nobody would touch him because he was God. Hulle dink as onaantastbaar, maar dat is iets fout in hulle kop, ne? During the consultation, the accused told her that she had an ancestral gift. For her to be healed, she must stay at the church. You know, blame. Later, after serving him food, the accused actually told her that an angel came down and told him that the girl needed to sleep with him to be healed. 'n Engel. Ek dink dit was 'n demoon oom. Ek dink dit was een van die gevalle engele wat nou om toe gekom het. Was dit 'n mitologie? Ek dink dis 'n opgemaakte storie, nee, 'n tipiese opgemaakte storie. Sure. She refused, was told that it was unacceptable to defy the leader and that she would burn if she defied him. Burn away, burn in hell of burn op aarde of wat. Dit is nou die tipe pastore wat jy ook kry daar. Wat noem mense dit 'n fopkunstenaar? Nee, valse profeet. Wel, dis die profeet nie, die Bybel waarsku eintlik hierdie valse profete, valse pastore, maar nou ek dink hy's bietjie sielkundig van koers af ook daar. Nou het ons hierso iets Forza for Faith and Freedom. En dat is 'n prentjie so wat religion is doodgekrap, as dit regulation. Alert, reappointed CRL chair Mrs. Makunzanza Kuluva, state regulation of religion is back on the table. Freedom of Religion South Africa notes with concern the recent comments made by the newly reappointed chairperson of the CRL Rights Commission during an interview in Newsroom Africa. In the interview, Mrs. Mkowanzanzi reiterated a call for state regulation or religion, proposing the establishment of state-appointed peer review committees to assess individuals seeking to become religious leaders or start churches. According to her, these committees would determine whether or not to grant individuals a license to work as a religious practitioner or to operate a church. So, nou gaan die regering besluit
of jy 'n valse profeet is, as jy sê, maar jy is God self, dan gaan hulle die regering sê, nee, maar ek dink jy moet bietjie 'n kopondersoek laat doen, jy is nie God nie, en jy kan nou nie 'n kerk opmaak, waar jy van die mense sê jy is God nie, en nog al jou lidmaat, en daar sê ons het die jare klomp sulke voorbeelde gehad, hy is enigste ene nie. Nee, ek weet, maar dit kan ook 'n probleem word hierso, want nou reguleer hulle en volgens hulle gaan die keuse maak. Nou dit is juis die probleem, net tussen regulering, nie regulering, is daar 'n balans, beskikbaar of nie, wat doen jy? Sure, is 'n story. They would also have the authority to suspend or dismiss religious leaders found guilty of wrongdoing. She further urged Parliament to pass legislation enforcing the system, stating that if it's not business as usual around churches anymore, it is not business as usual. Huh? So, dinge gaan nou verander. Dis wat sy wil hê. Nou die ding is, vir my, ek hoor wat sê, is daar miskien 'n balans wat gevind word. Vir my is dit eenvoudig, hierdie mense niks te doen met godsdienst nie. Hulle is daar, hulle is fopkunstenaars, hulle is scam artist, hulle is daar mense in te doen, en as jy as individu die wet verbreek, so die persoon het iemand verkrag, daar is al reeds 'n wet daarvoor. Jy is nie nog wetgewing nodig, daar is 'n wet daarvoor. Gooi hom in die tronk, gooi die sleutel weg. Verstaan? So, vat dit van 'n individu, want daai persoon het niks met godsdienst uit te waar nie. Hy sê hy is, verstaan? So ek kan nou gaan en ek sê, ek is in die politiek, en nou doen ek wat hy doen. Gaan hulle dan nou regulasies insit teen mense wat in die politiek is? Nee, want dit is 'n individuele probleem. Verstaan? So, jy kan nie nou net gaan en nou die verfkwas oor almal gaan smeer. So ek weet daar is 'n definitiewe probleem, maar dit is almal fopkunstenaars, hulle is daar om geld te maak uit die mense uit. So dis maar my opinie. Maar in elk geval, maar hulle sê en hulle gaan nou hier aan, hulle wil nou regulasies inbring, so ja, dit is maar 'n storie. As ons kyk hierso, Forsa's view is that this proposal is unnecessary. A crime is a crime, soos wat ek nou net genoem het, né? Whether committed by a politician, a pastor or postman, those who commit crimes should face the full force of the law. Every case cited in the CRL's report on the commercialization of religion and abuse of people's belief systems was already covered under the South African law. The issue is not a lack of regulation, but rather a lack of enforcement of existing laws. The real agenda is therefore not to prevent criminal acts, but to control the religious sector. Jy sien, dit is wel die gevaar, as hulle jou eers beheer, kan hulle sê, maar hierdie kerke, hierdie groepe, of hierdie groep doelerendes, hulle doleer, of hulle nou 'n probleem daar, skryf hulle uit daar soms. Ja, hulle mag nie kerk toe gaan nie, hulle mag nie 'n kerkdienste hê nie. Ja, dit kan misbruik word. Dan is die volgende punt wat Forsa maak, sê, unconstitutional. When the state has a power to decide on who can or cannot be a religious practitioner, hulle kan sê wie mag 'n dominee word, of 'n priester, of predikant, wat ook al, or start a religious organization, any meaningful right, religious freedom ceases to exist. Met ander woorde, het vat vryheid van godsdienst weg daar, wat het teen beswaar maak. According to the CRL chair, legislation will establish a peer review mechanism to license and thereby control religious organizations and religious practitioners. The CRL, an institution of the state, would be the final arbiter of religion, have the final decision powers regarding any dispute in the religious community. Soos nou het hulle die reg om te besluit oor godsdienstige kwessies en twiste en sake en ensovoorts, né? In effect, a government arm will have oversight over religious doctrine and practice under the guise of peer accountability. So hulle sê, is 'n baie groot gevaar hier so. Definitief, en as jy nou vat, dit sê so religious organizations, ons is 'n godsdienstige organisasie, verstaan, so hulle kan ook kom en sê nie, waag, hou by sê goeders wat ons nie mee saamstem nie, so hulle mag nou nie meer bestaan nie. So dit is 'n probleem. Wel, ons is nie tegnies 'n godsdienstige organisasie nie. Ja, maar nog steeds,
omdat ons godsdienst oor praat, promoveer kan hulle nou kom en sê, ja, maar julle val nou onder hierdie vaandel, en jy weet so, hulle kan die ding gebruik. En julle praat teen die nuwe huwelikswet, en julle praat teen gay troues. En is 'n probleem. En dit is nou nie die algemene, it's not socially acceptable, en ons gaan die hele staats nou maar toemaak. Of nie, hulle kan dit baie diplomaties stel, hulle kan sê, julle moet verander julle goeders. Julle mag hierdie en hierdie sê nie, dan is dit fine, dan julle kan aangaan wat julle doen. Moet net nie julle mag nie oor hierdie praat, jy mag nie dit sê nie, en so voort. So, dit is die gevaar, precies soos jy sê daar, ne? Dan sê dit unworkable. A massive bureaucracy will be required to register, monitor, and potentially discipline the diverse faith communities of South Africa. The opportunities for corruption and incompetence are self-evident. Please look out for further updates on this vital religious freedom battle. If we do not stand together to uphold it and protect the sacred right, we are in grave danger of losing it. En dis baie waar. Dis baie waar. So, baie dankie vir Forsa en wat hulle doen. Kyk, hulle het standpunt ingeneem oor die huwelikswet, 'n klomp berigte daar ingebring, en hulle het mense gekry om e-posse te skrywe en persoonlik te gaan praat daar waar daar onderhoude gevoer word oor en sovoort. So hulle doen 'n baie goeie werk. Hulle doen 'n baie goeie werk. Hulle doen 'n beter werk as baie kerke. Dit is so. Want baie mense is te bang om iets te sê. Presies. Soos ons sê, dankie vir hulle daar. Ja, hierso is nou iets interessants, né? Kyk hierso, Windsor High School, dis reg hier by ons, baie naby aan ons. That's unfez. Unfez. Weet jy wat is 'n fez? Dis seker maar unfair. Dit is maar al wat ek kan aan dink, want ek het nou die dag ek dink 'n 15-jarige ouetjie, hy stuur vir my boodskap, en ek kyk so, en ek kan nie uitmaak wat hy vir my stuur nie, want hulle gebruik al hierdie woorde, ek noem dit al mixed taal, want daar was voor WhatsApp was daar 'n mixed app gewees, en dan hulle, en met mixed moes jy het moelas gehad, so jy het betaal vir die hoeveelheid woorde wat jy, so dan het mense so min as moontlik woorde gebruik, en dit het al van 'n taal verander. Verkortings. Al die verkortings en goed, so ek dink dis een van daai woorde. Ja, nee, jy dink mooi, en jy dink goed, maar jy dink heeltemal verkeerd. 'n fez, toe ek jong was, het jy baie gesien 'n fez, die moslims gedra hierdie hoedjies. Is dit wat dit is? En plat bo, soos 'n onderste bo skottel, wat mooi pas, nogal heel netjies gelyk altyd daar. En die jong laaitie het nou sy fez skool toe gedra daar. Seriously, a hell of a pop teen was left hartseer. After the school teacher Elsie forced him to remove his face so he can access the classroom. The 14-year-old laaitie who was in grade 9 at Windsor High School says he was left disappointed in the school after he was forced to choose between his faith and education this week. The grade 9 learner was sent home this week after he refused to remove the black face as the school charged him with violating the code of conduct and disrespecting a teacher. Speaking to the Daily Voice, the teen who asked not to be named said Muslim boys are being treated unfairly as their choice to wear a daily face came under scrutiny. He says last year the matric boys fought to be able to wear a white face during Ramadan. On Monday, myself and the boys wore fez and we were instructed to remove it. I refused on principle because it's my decision to wear one in line with my faith. Ja, en toe die skool gesê, they told me the fez is a sunnah and not compulsory for Muslim boys and I must remove it. They even told me that the Prophet did not stand in front of the Kaaba with a fez on, so there's no need for me to wear one at school. They said I must go to a Muslim school where I can wear the fez or go sit at the masjid and wear it every day. Ja, jy sien, soos hierdie was nie 'n godsdienstige vereiste nie. As dit nou 'n godsdienstige vereiste was, sou ek sê ja, gee hom die reg, respekteer dit volgende keer as jou sning weer aan die beurt, maar miskien is dit nie vereiste nie, maar is 'n tradisie. Ja, maar hierdie is nie eers, ek dink dit is 'n beperkte tradisie, jy sien? Ja, want ek weet baie van die tradisionele moslems wat ek ken, dra dit.
Maar waar en waarvoor? Ek weet, as jy by daar was in die Midde-Ooste, en jy daar aanbid en om die Kaaba geloop, dan kan jy 'n sekere feest dra om aan te wys, jy was by Mekka gewees, jy verstaan. Maar nie elkeen kan vir elke geleentheid sommer 'n feest gaan dra nie. Anders kan elkeen, ons het laas hier gepraat, oor party van die leerlinge wat nou hierdie diere se vel om hulle arms dra en al die godsdienstige dinge, nou as jy dit oopmaak, waar trek jy die? Dit is maar 'n storie. Dit is maar 'n storie, Dit is 'n storie. Dit bly 'n storie, en dit is nog 'n storie, ons is dankbaar vir die storie. Dan het ons hierso, Iran doen regstappe teen die wat kleredragkode nie nakom op seremonie vir ontwerpers. Iranse aanklaers gaan regstappe doen teen die organiseerders van 'n ontwerptoekenningsseremonie in Tehran, nadat gaste nie by die land se streng kleredragkode vir vroue gehou het nie. 'n Aantal vroue het die seremonie bygewoon sonder om die hijab te dra. Nou die hijab is mos wat hulle mos nou die gesig toe maak. Ja. Dit is nie net 'n feest nie, jy kan nie maak wie hulle is nie. Dis nie, nou die hijab in my opinie is eintlik erger. Ja, tuurlik. Daai is nou nog, dis net 'n hoetjie, jy kan daarom die persoon se gesig sien, jy kan sien wie dit is, maar die hijab kan gevaarlik wees, veral met die ekstremiste, so jy kan nie weet, miskien is dit iemand wat iets doen wat nie moet doen nie, so en etiese en wetlike standaarde is nie nagekom nie, het die regbank se Mizan online nuuswebwerf gesê. Die Tehran aanklaers se kantoor het die regstappe aangekondig teen alle organiseerdes, kunstenaars en mense wat nie by die dragskode gehou het nie. In gevolge reëls wat na die Islamitiese revolusie in 1979 ingestel is met vroue hulle klere drag, hare, nek bedek, lospassende klere en die openbaar dra. Talle vroue, veral in Iran se groot stede, het egter die grense verskuif terwyl hulle hoofbedekkings in 'n losser styl dra wat 'n deel van hul hare wys. Iran het maande van landwye betogings beleef na die dood in September 2022 van Mahsa Amini, 'n jong Iranse Koerdiese vrou wat aangehou is weens 'n beweerde oortreding van die kleredragkode. Nou, wat se godsdienst doen dit? Ek dink in die Bybel sê ergens, ek het al gehoor praat van die hare van 'n vrou is 'n crowning glory. Ja, Paulus sê dit soos nou mag jy dit nie wys nie, alles toe, die mooiheid van 'n vrou, dit is eintlik ja, kyk, verskriklik. Almal het hulle tradisies en dinge, maar die probleem met baie ek wil sê, my ekstremiste van Islam, is hulle wil dit op almal afforceer. En so, byvoorbeeld, daar's baie moslems wat voel, dit is nie regtig nodig dat hulle dit moet doen nie, maar as hulle dit nie volg nie, dan word hulle vervolg, hulle word in die tronk gegooi, hulle word sleg behandel, baie keer doodgemaak. So, dis 'n probleem, en die ding is, hulle gebruik die Koran om hulle self te staaf. So ek het al die Koran so 'n bietjie gelees, en as jy gaan kyk wat die Koran sê, dan is dit eintlik skrikwekkend. Daar's sekere plekke wat die Koran dinge sê wat gevaarlik is, en as jy online gaan lees, daar's 'n Koran, ek dink Koran.com of wat ook al, as jy nou online dit gaan lees, dan het hulle altyd 'n verduidelikingkie, wat nou, veral daar waar die teksverse bietjie gevaarlik is, dan sal hulle sê, dis eintlik wat dit bedoel, en sovoorts, maar sonder die verduideliking is dit gevaarlik wat daai gedeelte sê. Dit is so, en natuurlik, party van die dinge kom nie uit die Koran uit nie, dis nou net hadith, of dis nou gebruik, of wat, en dis tradisies. Tradisie of rituele wat baie, baie erg is. Ja, jong, kom ons maak hierdie ons laaste brug hierso, jy het bietjie vroeër 'n paar keer verwys na argeologie, en dat jy kan gaan kyk daar, en kan jy baie van die Bybelse dinge nou sien, dis bevestig daar. En hier's nou 'n interessante bruggie, dit sê, Egipte onthul, eerste antieke koninklike graf sedert Toetsene. En daar's nou 'n ingang na die grafkamer. Baie keer het hulle al lang al sulke ingang, maar later ontdek hulle al die dinge wat hier onder die grond is, of wat ook al. Nou sê die Egiptiese ministerie van oudhede sê hulle het die antieke grafkamer van Farao Tutmosis II gevind. Die eerste koninklike grafkamer wat gevind is sedert die beroemde ontdekking van Tutankhamen sin in 1922. Die grafkamer is ontdek naby die vallei van die konings by Luxor
in die suide van die land. Tutmosis die tweede van die 18de dynastie het bykans 3500 jaar gelede geleef. Tutmosis die tweede was 'n voorouer van Tutankhamun, sy halfsuster en koningsin Gamelin was die farao Hatshepsut. Hatshepsut se reuse doodstempel is aan die wesoewer van die Nyl by Luxor, 'n paar kilometer van waar Tutmosis die tweede se grafkamer gevind is. Ja. Dan eindige af wil sê, dit is opgegrawe deur 'n gesamelike Egipties-Britse groep. Die ingang na die grafkamer is reeds in 2022 in die Luxorberge wes van die vallei van die konings ontdek. Maar daar is toe geglo dat dit na 'n grafkamer van 'n koninklike vrou sou lei. Die span het egter fragmente van albasterkruike by die naam Farao Tutmosis II daarop as die oorlede koning geïdentifiseer. Baie interessant, né? En so kry jy bewyse van die farao's van die Bybel, wat hulle nou spesifiek die name daar kry ensovoorts, om te wys die Bybel is nie alles mitologie nie. Definitief. Nee, dit is baie interessant. Ja, soos ons is baie bly vir die mense wat nou gaan grafkelders ondersoek ensovoorts. Nou kykers, ons tydjie is alweer hier so verspreke. Ek was nog nooit daar in die Midde-Oosten en is nou so gebakleide daar, ek sal seker nie so toe gaan nie, maar daar's baie mooie video's en berigte daaroor. Ja, een van die mense wat my geïnspireer het toe ek 'n kind was leraar François Duplessis. En hy het die ongelooflikste interessant, ek kan heeldag sit en luister na die oom. Maar jy saai mos baie van sy programme. Ons het programme wat ons hierso uitsaai op Homebase. Ja. En dit is so interessant waar hy in detail gaan en al die nuwe ontdekkings wat hulle maak. Dit slaan my asem weg partykeer. Ek kan nie glo die ongelooflikste goed wat hulle ontdek en alles bewys die Bybel. En hy ken mos altyd sy kop uit. Hierdie farao Tutankhamun II is hy pas daar. En dit is die oupa van hierdie persoon en hy ken, is ongelooflik. Ja. En dit is die wat geleef het toe Moses daar was, en die opvolger van Moses, al daai tipe ding. Ja, nee, dit is so interessant. So, as mense dit wil kyk, kan ons kontak. Dit bevestig die Bybel daar. Definitief. Kykers, sterkte, mooi bly, ons sien die volgende week weer. Totsiens.